Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. En ja, ons is by Hooglied 6 vers 13 waar die koor dan sing: Draai om meisie uit Silem, draai om, draai om. Draai om sodat ons na jou kan kyk. Waarom staar julle na die meisie uit Silem asof na die kringdans van Mahanaim? En dan in hoofstuk 7 kom die man weer aan die woord as hy sê: Hoe mooi is jou voete en jou sandale, dogter van 'n edele. Die kurwes van jou heupe is soos ornamente, die werk van kunstenaars hande. Jou naaltjie is 'n ronde kelk, mag dit vol kruiewyn bly. Jou maag is 'n hoopie koring met narsings omsoom. Jou borste is soos 2 jong bokkies, die tweeling van 'n ribbokhooi. Jou nek is soos 'n toring van die voor. Jou oë soos die poele by Gesbon, by die poort van Bat Rabim. Jou neus is soos die toring van Libanon wat uitkyk oor Damaskus. Jou kop is soos karmel, jou los hare soos purperstof. 'n Koning raak verstrengel in die lokke. Hoe mooi, hoe lieflik is jy, liefling, hoe verruklik. Jou gestalte is soos 'n palmboom, jou borste soos druiwetrosse. Ek het gedink, ek wil teen die palmboom opklim en sy dadelpluime pluk. Mag jou borste soos trosse druiwe wees, die geur van jou asem soos appels en jou mond soos die beste wyn. Vriende, hier hoor ons die mooi van hierdie vrou. Aan die een kant die koor wat sê draai om en amper kry ons iets ongemaklik daarmee. Dis half of sy op die spot gesit word, of sy half ongemaklik is oor hierdie mense wat haar aanstaar. En dan kom die man se woord. En in dit sien jy net iets mooi. En hoor die detail. Definitief is daar ook 'n seksuele ondertoon. En dit pas ook, die begeerte, dit kom ook van God af, en dis nodig dat mans dit vir hulle vrouens sê, en ook hierdie mooi, jou mond soos die beste wyn. Dit gaan oor die soene van die vrou. Maar wat ons mans moet oplet, is die detail. Sy is nie net 'n seksuele objek nie. Dis nie alwaar dit gaan nie, dit gaan oor haar hele liggaam, oor haar hele mens is mooi. Hy begin by haar voete. Iewers het hy van haar hare gepraat. Verstaan jy, dit gaan oor haar hele wese. So kan jy in detail ook jou vrou raak sien. Kyk hoe mooi kyk hy in haar oë, nee, haar oë is vir hom soos die poele by Gesbon. So kan ek en jy vandag stop en tyd spandeer en die mooi in ons vrouens raak sien en dit waardeer vir een en vir twee, dit sê vir hulle. Kyk hoe mooi digterlik het hierdie skrywer dit gedoen. Mag ons iets daaruit leer. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. Dankie dat ons ook hierdie mag lees en mag leer uit dit. Ook dat hierdie absoluut van U afkom. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.